Uit die Ou Testament, Genesis hoofstuk 39, Josef in Potifar se huis. Josef is na Egipte toegebring. Potifar, 'n amptenaar van die farao en hoof van die leiwag, 'n Egiptenaar van geboorte, het vir Josef by die Ismaeliete gekoop wat hom Egipte toe gevat het. Die Here was by Josef en dit het baie goed met hom gegaan. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. Toe Potifar, Josef se eienaar, sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak laat slaag, was Potifar hom goedgesind. Hy het Potifar se persoonlike slaaf geword en Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding. En al sy besittings is onder Josef se sorg geplaas. Van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Dit was oor Josef dat die Here dit gedoen het. Die seën van die Here het gerus op al Potifar se besittings, die in sy huis en die in die veld. Hy het alles aan Josef oorgelaat en hom aan niks gesteer nie, behalwe aan sy kos. Josef was fris gebou en mooi. Na sy bevordering in sy eienaar se huis, het die sy vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, "Kom, slaap by my." Maar hy wou nie en het vir sy eienaar se vrou gesê, "Meneer steur hom aan niks van dat ek hier is nie. Wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. Daar's niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig." Sy het dag vir dag by Josef aangehou, maar hy bly weier om by haar te gaan slaap. Op 'n dag toe Josef in die huis ingaan om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie. Toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê, "Kom, lê by my." Maar Josef het buitentoe gevlug, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou. Toe sy sien dat hy buitentoe gevlug, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou, roep sy die ander slawe van haar huis en sê vir hulle, "Kyk, meneer het hierdie Hebreër na ons toe gebring, om ons te kom verneder. Hy wou by my kom slaap, maar toe ek hard begin skree, en hy hoor hoe hard ek aanhou roep, het hy buitentoe gevlug en hierdie stuk klere by my gelos." Sy het die stuk klere by haar gehou, tot Josef se eienaar huis toe gekom het. Sy het alles vir hom vertel en vir hom gesê, "Die Hebreëse slaaf wat jy by ons ingebring het by my kom aanlê, maar toe ek hard aanhou roep, het hy buitentoe gevlug en hierdie stuk klere by my gelos." Toe Josef se eienaar by sy vrou hoor wat sy slaaf alles aan haar aangedoen het, was hy kwaad en hy het vir Josef gevat en in die tronk gegooi waar die mense was wat deur die koning gevangen gehou is. Terwyl Josef daar in die tronk was die Here by hom en hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Hy het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk en van wat hulle moet doen. Josef was in alles verantwoordelik en die tronkbewaarder het nie meer na iets omgesien nie. Alles was in Josef se hande want die Here was by hom. Wat Josef ook al aangepak het, die Here het dit laat slaag. Hierdie gedeelte uit Genesis hoofstuk 39. 'n interessante gedeelte oor Josef, wat in Potifar se huis aangestel is oor alles. En wat sy gesag nie wou misbruik nie, maar op 'n dag, as gevolg van die gebeure tussen hom en die eienaar of Potifar se vrou, word hy in die tronk gegooi. En weer eens, net soos in die huis van Potifar, word hy aangestel oor alles. Ja, baie duidelik dat die Here hom gereed maak om oor groot sake beheer te voer. Baie keer voel dit vir ons maak vordering en dan word ons ontneem van die moontlikhede. En dan moet ons weer onder begin. En dan moet ons weer ontneem word daarvan om weer onder te begin met iets anderster.
Maar soos in Josef se geval weet ons en sien ons, dat die Here sekerlik, as ons kan terugkyk, 'n plan gehad het om Josef bekwaam te maak, hoe om met mense te werk, om gesag oor hulle uit te voer, om verantwoordelikheid te neem vir baie dinge, besittings, vir die Potifar se huis is, en of vir die tronk in sy mense is. So word Josef dan geskool, vir dit wat later in sy lewe op hom wag. Hierdie gedeelte is Genesis hoofstuk 39, die hele hoofstuk, in die 83 vertaling.